seisoene gekom en dis die mooi, dit is die wonderlik, is dat daar's 'n purpose met jou en met my lewe. Ek wil vanaand lekker sommer net met jou ook kuier tussen 8 en 9 en kom hoor ook wat die Here vir jou en my wil sê. En vanoggend wil ek met jou gesels oor hoeveel is jy werd. En dit het na aanleiding van terwyl ek gisteraand so na die foto's kyk van Nareen se ooievaar en wat Karen vir my aanstuur, toe dink ek soos in, jy weet, hoeveel is ek en jy werd vir God? Jy weet, vir ons as ouers en jou dalk is 'n ma, jou kind is jou alles, jy weet, pa is natuurlik alles, maar daai klein ding het jy aan geboorte gegee. En jy koester dit. En as hy ly jy. As sy seer het jy seer. En vanoggend gaan ek so 'n bietjie gesels oor hoeveel jy werd is. En mag vanoggend ook sommer maar net vir jou op TikTok en op jy weet, YouTube en op Facebook sommer baie beteken. En dat jy ook vanoggend net sal besef dan, net soos jy vir 'n ma en 'n pa kosbaar was as 'n klein ding, jy weet, het God die mooiste gedagtes rondom jou en my instoor. En die plan wat God vir my het, die plan wat God vir jou het, is fenomenaal. En ek wil hê jy moet dit nie uitmis, wat God vir jou as man en as vrou instoor het nie. Jy sê moontlik vir my, en ek voel ek moet dit sê voor ons begin, jy sê dalk, Stef, ek het nie 'n ma en 'n pa gehad wat die liefde vir my gegee het, wat ek ervaar, jy van praat nie. Dan wil ek vir jou sê, ek net daai man en daai vrou gebruik om by jou uit te kom. So eer God, ook vir daai man en daai vrou, wat hy gebruik het, dat God by jou hart kan uitkom. En vanoggend wil ek vir jou sê, dat jy ook hierdie jou hartsgebed moet maak, om te sê, Here, ek vat die gedagtes rondom my. Ek begin dit te glo. Ek begin dit aan te neem. Ek begin ook so dit uit te leef, wie ek is en waarna toe ek op pad is. En vanoggend wil ek dankie sê, Here, vir u guns, dankie vir u goedheid en die almag. Dankie dat u my eerste lief gehad het. Nog voor ek u geken het en die skoot van my moeder gevorm was, het u al planne met my en met haar lewe gehad, wat vandag luister en met hom, Here. Mag hy en sy ook in hierdie dag die volheid van God geniet en mag vanoggend ook so 'n lewensveranderende boodskap vir haar wees en vir hom wees, sodat ons sal hoor en sal sien en sal ervaar, wat is u plan en u doel. Dankie vir u liefde, dankie vir die prys wat u betaal het, dankie vir die kruishou, dankie vir Golgotha, dankie vir guns. Dankie dat ons in 'n nuwe dag so kan kom sit en stil word en besef, daar's niemand soos u nie, niemand wat opgemeet, niemand wat vergelyk kan word met u nie. Here, seën haar en seën hom wat vanoggend so saam kuier. My gebed in Jesus se naam. Nou ja, in vandag se tyd hoor ek en jy en sien ons al hoe meer die kostes van alles wat duurder geword het. Dink 'n bietjie nou net aan hierdie 2 weke wat die oorlog begin het, daar in Iran, so vol van Israel en Amerika. Ewe skielik het alles se pryse opgegaan. En die vooruitsigte dat dit nog opgaan, wel ons sien in die media wat hulle praat van alles wat net gaan styg. Wel, huise, krag, ons in Suid-Afrika is hard geslaan in die laaste paar jaar. En as ek sê laaste paar, kom sê die laaste 10 jaar oor krag, wat soos 100% al opgegaan het. Hoekom? Omrede daar nooit aan die infrastruktuur gewerk is en eintlik in die ou regime se ruggery het en nooit in stand gehou het nie. En ewe skielik kos dit soveel om hierna te kyk. Kos, klere, karre, skoolgeld, dink 'n bietjie hoe het skoolgeld net nie al opgegaan nie. Dink aan petrol en die dae wat dit R8 per liter was, en nou is dit soos, jy weet, in die 20. En so kan ons aangaan, en ons hoor en ons lees gedurig van mense
praat dit in ons eie land, en as jy die dark web gaan kyk op TikTok en oralste, dan sien jy die hartseer van hoeveel mans en vrouens se lewens werd is. Hoe mans en vrouens vermoor word oor niks nie. Oor 'n paar rand doodgemaak word, oor 'n selfoon, oor 'n ring, oor 'n onder onsie. As ons die media glo, verhoog alles se waarde. Alles se waarde verhoog. As jy na die ekonomie kyk en jy kyk na die media, dan sien jy hoe alles se waarde verhoog, maar die mens se waarde verhoog glad nie. Daar's geen waarde meer aan die mens se lewe nie. En ek wil jou kom vertel, wat nou luister, wat iewerste op 'n plek is, wat dit vir jou voel, ek is niks meer werd nie. Ek word nie meer raak gesien nie. Ek gaan deur soveel. Dalk het jy jou werk verloor en jy is dalk deur 'n opbreek van 'n verhouding. Jy sit dalk in 'n egskeiding, met dood in die familie, siekte. En jy voel jy het nie meer waarde nie, want jy sien, die stelsel het gemaak dat onbewustelik ons waarde koppel aan wat ons het, wat ons ry en in wat ons bly. Jou waarde word nie gekoppel. En ek wil jy moet hoor vandag wat ek vir jou sê. Jou waarde word nie gekoppel aan die materieel nie. En as ek kan poog om so vir 'n oomblik by jou stil te kom staan, om sommer net so 'n bietjie met jou te deel, dan wil ek vir jou sê dat jy meer werd is as al hierdie goed. Psalm 139 kan jy gaan lees in jou eie tyd, en hy sê ons is in ons moeder se skoot geweef. En dat God ons wonderbaar gemaak het. Hy sê verder dat die gebeente was nie vir God verborge nie, toe ons in die geheim gemaak is nie. Hy gaan verder in Psalm 139 sê ons is kunstig mooi aan mekaar geweef. Hy sê God het ons gesien toe ons nog 'n ongevormde klomp was. Voor ons nog ontwikkel het as 'n babatjie. Ek wil vir jou sê dat daar waar jy nou is en wat jy deurgaan, weet dat jy is vir God meer, en as ek dit sê vanoggend, wil ek vir jou sê, God se gedagtes oor jou en my is baie kosbaar. Die Here God ken jou sit, hy ken jou staan, hy ken jou gedagtes, hy weet wat is jou diepste hartsbegeertes. En God verstaan jou gedagtes. God raak kennis van dit wat jy dink, dit wat jou bekommernis is. God is met al jou en my wee onbekend. Daar is nog nie 'n woord op ons tong nie, of die Here ken dit geheel en al. Hoor jy wat ek vir jou sê? Terwyl jy ingeskakel is, sal jy sien my nommer verskyn op die platforms op. Jy is meer as welkom op ons groepe te gaan, sodat ons sommer vir jou, stuur vir my net daar na my WhatsApp nommer, jou naam en van, ons laai jy op die groep en stuur graag hierdie boodskapies aan in ons dagstukke elke dag. Daar is nog nie 'n woord op my tong, of die Here ken dit geheel en al.
God raak kennis van jou sit en staan. God kom en hy wil eintlik jou en my die versekering gee dat hy ons beskerm. Dat hy ons beskerm en dat ons nie alleen is nie. God kom en hy wil eintlik vir my sê, gee my 'n kans in jou lewe, sodat ek jou kan lei. Sodat ek die een kan wees wat met my regte hand jou kom vashou. En ek sê dit soveel keer in ons sessies dan, ons probeer so uit onsself uit dinge te doen. Jesaja 43 kom en jy voel dalk het jou waarde verloor as gevolg van omstandighede. Kom in Jesaja 43 vers 1 en 2 waar die Here kom en hy sê, ek het jou by jou naam geroep. God het jou by jou naam geroep. Jy is syne. As jy deur die water gaan, sê hy, is ek by jou. Deur riviere, deur daai moeilikhede wat jy in die week ervaar het en wat jy voel in 'n drukgang hierdie week gaan nog klomp goed moet gebeur. Die woord sê, hulle sal jou nie oorstroom nie. Hulle sal jou nie oorstroom nie. En as jy deur die vuur gaan, en as ek dit sê, dan praat ek van hierdie lelike eienskappe word uitgebrand om God se karakter in jou en my te vorm. Sê, dit sal jou nie skroei nie. Hy sê, die vlam sal jou nie brand nie. Dalk sit jy nou met gemengde gevoelens. Jy sit met 'n bekommerde hart. Jy sit vanoggend in 'n diep gat. Wil ek vir jou sê dat God is 'n nabye God. Is 'n God wat kennis dra van elke gedagte, elke behoefte, elke begeerte. En daarom weet ek dat God vir jou en my opdag, nie net deur sy woord nie, maar ook in sy gees, deur sy Heilige Gees, om my en jou te bemoedig en te bevestig. You're not alone. Going through valleys, you're not alone. Through waters, through fire, I'm with you. Hoekom? Vers 4 sê, en as hy sê so, in die vlam sal nie brand nie, dan sê, hoekom? Ek dink jy is ook elke keer, hoekom? Hoekom, waarom? Omdat jy sê in vers 4, wat ek in die begin in Psalm 139, hy sê, omdat jy kosbaar is vir God. Is kosbaar. Jou waarde is baie hoog. En baie keer wil mense besluit oor jou waarde. 'n man of 'n vrou, 'n baas of 'n omstandigheid. En God kom en hy kom staan by my stil en hy gee my en jou die versekering dat my oog is op jou. Ek het jou mooi in mekaar geweef en jy's kosbaar. En wat is as iets vir jou en my kosbaar is? Kyk ons daarna. Kosbaar pas ek op. Jou waarde is baie hoog. Jy's hoog geag. Wat sê dit vanoggend? As ek sê jy's hoog geag, ek wil vir jou sê vanoggend, God het jou innig lief. Hoe kan dit wees, want ek het kronkelpaaie gestap, Stef? Hoe kan dit wees, want ek is dan, voel of ek alleen is? Wel, Maleagi kom en hy sê, in vers 17, in Maleagi 3, God sê, jy is syne, hy het jou sy juweel gemaak, it's a special treasure,
daagliedere kom en hy sê in hoofstuk 4 vers 1 en 2, jou waarde is meer as goeie goud. Jy's kosbaarder as fyn goud. Nou dink die proses om 'n handvol fyn goud te kan hê. Die arbeid wat daarin gesit is. Die waarde wat daaraan geheg word. En God kom sê vir jou op hierdie pragtige mooi dag in die begin van 'n nuwe week wat voor lê, jy's meer kosbaar as goeie goud. As fyn goud. Dis hoe kosbaar jy is. Ons vergeet dit. Want ons luister na ander stemme. Psalm 116 en vers 15. Dis my so mooi, hy sê, jy is kosbaar in God se oë, want jy is sy gunsgenoot. Sy gunsgenoot. Jesaja 62 tref my, hy sê in vers 3, jy is, hoor mooi, hy sê, jy is 'n suurlike kroon. Ek wil jou kom herinner vanoggend hoe kosbaar jy is. Hierdie is nie die opinie van 'n mens nie, hierdie is die opinie van 'n lewende God. Wat by my en jou kom stil staan vandag. Hy sê, jy is 'n suurlike kroon in die hand van God. 'n Koninklike tulband in die hand van jou God. En sien, ons ontvang God se gesag om te heers oor sonde en Satan. En God se woord is in ons gegee en gesag om, sê hoofstuk 8 in Romeine 8 vers 37, meer as oorwinnaars te kan leef. As oorwinnaar. Ek moet my mentaliteit, ek moet my gesindheid, ek moet my opinie verander. As ek dit vandag die stemme kan vir 'n oomblik stil maak, wat jy so baie keer van jou pad aflei, wat jy so baie keer laat huil en so baie keer mismoedig maak, om net te hoor vandag hoe God na jou en my kyk. 1 Petrus 2, gaan lees al hierdie, wanneer jy tyd het. Hy sê in vers 9, ons is uitverkore, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk, sê hy, verkry as eiendom, om te verkondig die deugde van God, wat ons uit die duisternis geroep het, tot die wonderbaarlike lig. Dis waar God jou en my in geroep het. Ek kan aangaan, Jesaja 31 vers 3 sê, die Here het ons lief met 'n ewige liefde. Dis nie 'n liefde van 'n mens, wat net besluit, nou het ek jou lief, nou het ek jou nie meer lief nie, en nou dinge gebeur, en nou het ek jou bietjie minder lief, en nou gaan ek jou wys, en dan gaan jy met 'n stok slaan, dat jy ly, want jy het dit aan my gedoen. Dis hoe God is nie. Die Here het ons lief met 'n ewige liefde, daarom het hy ons getrek met sy liefde, en goedertierenheid, Jeremia 31 vers 3. Niks. En ek wil jy moet dit hoor wat ek nou vir jou sê, niks sal ons skei van God se liefde nie. Nie die dood nie, ek wil vandag vir jou sê, nie die engele nie, nie owerhede nie, magte nie, nie teenwoordige of toekomende dinge sê die woord nie, nie hoogte en diepte nie, nie enige skepsel nie. Niks sal ons skei van die liefde nie, want daar is in dit is Christus Jesus, ons Here.
En Johannes 4 sê so mooi, ag, en ek kan aanhou en aanhou en aanhou. Ek wil jy moet net jou waarde weer terugvat. Jy moet nie toelaat dat iemand jou stem stil maak en van jou roof. En Johannes kom en hy, God is liefde, en hy het sy liefde aan ons geopenbaar, toe hy sy enigste seun, Jesus, na die wêreld gestuur het, om te kom sterf vir ons, sodat ons deur Christus vir ewig kan lewe. Baie bekende gedeelte, wat ons almal goed ken, Johannes 3:16, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. Dit is liefde. Vriende, ons is soveel werd. Daar is soveel dat iemand Jesus bereid was om sy lewe vir jou en my af te kom lê. Dan kan Johannes 15 en hy sê in vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Vir jou. Sien jy jou waarde? Sien jy hoe hoog geag sien God jou en my? Ek sien geensins 'n God van afsydigheid nie. Ek sien geensins 'n God met 'n stok wat slaan nie. God wat deur en deur kom om te bevestig sy liefde vir jou, sy liefde vir my. Al het jy geen vriende aan die kant van die graf nie, op hierdie aarde nie, is Jesus Christus jou beste, jou ware vriend. Jeremia kom en ek wil jou Jan herinner wanneer hy sê in vers 11, hy koester gedagtes van vrede vir ons, om vir my en vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. 'n Hoopvolle toekoms. Jesaja 61 in vers 3 het ek vir baie kere wanneer daar rou is en wanneer deur dinge gaan, dan vat ek hierdie en gaan lees dit. Hy sê, hy salf ons met vreugdeolie as ons treurig voel. As ek kyk wat buite aangaan en jy staan by 'n vulstasie of jy is by 'n roebord, dan lyk mense treurig. Gesels met mense en jy kom agter en is moeg en oorlaai. En die Here kom en hy gee my hierdie bevestiging, dat wanneer ek treurig voel, hy kom en my kom salf met vreugdeolie. Hy gee my vreugde as ek verslaaf voel, wanneer ek voel, die lewe is nie meer die moeite werd nie, as ek moeg is en opgesikkel is, en wil handdoek ingooi en wil opgee, kom die Here en hy sê, ek lig jou op en ek gee aan jou. Is so mooi Psalm 49 en vers 18 en 19 sê, God verkoop jou siel, hy troos, hy ondersteun jou as jy angstig geraak. Jy voel dis nou eers in Maart maand en kyk hoe loop dinge en kyk hoe lyk dinge. Nummer 6:24 kom hy, ek wil vir jou sê, jy's kosbaar. Jy's besonder. Hou op, jou waarde verloor, deur om te luister na ander.
God seën jou. En jy het sy guns. Dis wat Numeri 6:24 sê. Hy sê, you are a highly, dis so mooi in die Engels, you are highly favored. You are highly favored. Hebreërs 13, en ek is vanoggend net in die skrif, om net vir jou te kom sê, Boetas, dis al luister, jy is kosbaar, jy is alright, dis okay. God sal jou nooit begewe, sê Hebreërs 13, en verlaat nie. Die Here is jou helper, jy hoef niks te vrees nie. Psalm 91, wat ons almal ken, sê in vers 11, God gee sy engele opdrag om ons te bewaar van al ons weë en paaie. En net 'n bietjie verder in vers 14 in Psalm 91. Kom en hy sê van vers 14 tot vers 16, en mag dit jou vanoggend bemoedig. Hy sal jou red, hy sal jou beskerm omdat jy sy naam ken. Hier is die bevestigings, as jy hom aanroep, sal hy jou verhoor. In nood sal hy by jou wees, Psalm 91. In nood sal hy by jou wees, hy gaan jou uitred en eer aan jou gee. God gaan kom restore. En vanoggend vat ek dit, en ek sê dankie Here, dat U restoreer. Met lente vandag, sal hy jou versadig. En dan sê hy sal jou sy heil laat sien. God los ons nooit alleen nie. Jy moet een ding verstaan, dat in alles bring hy hierdie na my en jou toe om vir ons te sê, jy gaan my heerlikheid sien en my heil sien. Psalm 23 sê in vers 1, ek dink sommer net daaraan, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. En dan kom hy in vers 6, hy sê net goedheid, en ek dink dis waar ons sukkel, net goedheid en guns, sal my volg, al die dae van my lewe. En jy, hoor wat sê, en jy sal in die huis van die Here bly, tot talente vandaag. Ek is mooi mekaar gedeel. Ek lees hierdie gedeelte in die week. Ek het vir my 'n nuwe hardeband Bybel aangeskaf, toe ek nou die dag by die Bybelgenootskap was toe, kry ek een met groot woorde. 'n groot hardeband, laat ek mooier en duideliker kan sien. En ek sit in die week, en nou is dit weer van, ek het 'n leerband Bybel, maar die skrif, jy sien jy die 50 slaat dan, voel dit soos of baie dinge anderster raak in jou lewe. En nou lees hy lekkerder, en ek kan nog verder neersit, en ek sit en ek lees, hy sê die oë van die Here is op die regverdige, Psalm 34 vers 15 en vers 16. Hy sê die oë van die Here is op die regverdige, en sy ore tot hulle hulp geroep. Wat sê ek vir jou? Die Here is wakker om in jou lewe te kom vervul al hierdie beloftes, al hierdie skrifte wat ek vir jou uitgelig het om dit 'n werklikheid te maak. Dat hierdie woorde nie net so sal neergeskryf, maar hy woorde uit sal kom uit die skrif uit en begin leef in my lewe, en oor my lippe ek verklaar hoe wonderbaar en kosbaar ek vir hom is. Wat vir my so mooi is, hy kom in vers, hy sê so,
Hy sê die Here is naby die wat gebroken van hart is en hy verlos die wat verslaaf van gees is. En dan sê die Here trek 'n engel, of hy sê die engel van die Here trek 'n laar rondom die wat hom vrees en hy red hulle uit. En vir my is dit so kosbaar, want ek besef 2 Kronieke 16 en ek sê dit altyd vir mense. Man, ons is baie keer geneig om ons ore uit te leen vir wat daar buite aangaan. Kom terug in die woord en bou rondom dit die raamwerk van jou lewe. En nou sê 2 Kronieke 16, so mooi, hy sê in vers 9, hy sê van die Here, sy oë deurloop die hele aarde, om ons kragtig te ondersteun. Die wie se harte op hom gerig is. Wie se harte op hom gerig is. Jesaja 49 in vers 16, kyk, ek het jou in die handpalm gegrafeer. Jou mure is gedurig voor my. Ek weet nie wat het gebeur hierdie week, vir die laaste maand of hierdie jaar 2026 so ver, wat dit jou het op jou knieë en wat jy voel, jy is hard geslaan en dinge loop net nie soos dit moet nie. As ek kyk, ek het jou in my handpalm gegrafeer. Jou mure is gedurig voor my. Vriende, onthou, dit maak nie saak wie ons is of was nie. Jou waarde, my waarde voor God verander nie. Kyk maar na die geldnote. Of dit nou splinter nuut is, of baie oud is, of vir jare gebruik is, hulle waarde bly dieselfde. Die kommuniteit wat ek gebruik, of hy nuut of oud is, bly dieselfde. Vriende, wie jou aanraak, wil ek vir jou sê, raak God sy oogappel aan. En dis jy. Sagaria 2 vers 8. Dis wie jy is. Jy is sy oogappel. Daar is niemand wat meer kosbaar, spesiaal, uniek en geliefd soos jy is nie. Mag vanoggend jy weer na hierdie waardestelsel uit die woord kyk van wie jy is. En ook ontdek sy plan en doel met jou lewe. Kom ek en jy, kom op 'n plek, om daai knoppie sagter te sit van al die stemme, wat soveel effek op jou en my het. En ons stel ook so ons hart oop, sensitief vir die gees van God, om duidelik tot ons te spreek. Duideliker kon ek nie vanoggend vir jou hierdie boodskap bring uit Psalm 139 en al hierdie versies oor hoe kosbaar jy is. En hoeveel waarde in jou is. Dankie Here vanoggend dat ons hierdie week kan ingaan met die wete dat ons is kosbaar en mooi mekaar geweef. Dankie dat ons onsself verwyder van die negatief en van die doodstemme wat ons baie keer
wil verhinder van die weg wat U wil hê ons moet stap. Ek wil vanoggend dankie sê dat U my eerste lief het. Dankie dat U my by die naam geroep het. U my geken het in die skoot van my moeder, mooi kunstig in mekaar geweef. En U sal ons nooit begewe, en ons nooit verlaat nie. Seën hierdie man en vrou vanoggend wat luister en wat in hierdie week ingaan, met oorwinning, met deurbraak. Dankie vanoggend vir beloftes. Dankie vir die woord. Dankie dat ek vanoggend ook self net bietjie kon sit en hardop hierdie skrifte kon uitlees, Here, om net weer te hoor hoe U oor my voel en wat U van my dink. Vader, groot en heilig is U. Is niemand soos U nie. Ons eer en ons prys U. Mag hy en sy stap in oorwinning en ook so in deurbraak. In Jesus se naam. Amen. Dankie vir jou wat altyd inskakel. Onthou 8:00 vanaand kuier ons weer so saam en mag jy ook 'n rustige Sondagmiddag geniet. En alles wat mooi is. En ek glo vanoggend hierdie boodskap werklik ook so jou laat besef jou waarde en wie jy is in Christus Jesus. Alles wat mooi is, is kosbaar. Sien jou vanaand 8:00. God bless.